Julle vandag doen ons wortels en magte soos eksponente. Geniet hierdie. Julle vandag begin ons met wortels en magte. Nou wortels en magte, ons ken wortels, ons het al in die laerskool geleer, iets soos die wat is die vierkantswortel van 16, ons weet dit is 4. Ons weet wat is die vierkantswortel 25, dis 5. So ons gaan 'n bietjie meer komplekses doen, maar ek wil net gou vir jou amper al wys hoekom dit 4 is, want kyk nou, as ek 'n vierkant het, en in hierdie vierkant is al 16 blokkies, dan beteken dit die een sy het 4 blokkies en die ander een het 4 blokkies. So kan ek 25 is 5 maal 5, en so is, kom ons sê 100 is 10 maal 10, so die vierkantswortel van 'n 100 sou dan 10 gewees het. So dis die logika agter dit, né? Is 'n vierkant en een van die sye se lengte, en onthou beide syde moet ewe lank wees, en dit noem ons die wortel. Nou ons gaan bietjie meer komplekse wortels doen vandag. Ons gaan begin met iets soos iets wat ons nie ken nie. Kom ons begin met die vierkantswortel van 900. Okay, nou dit klink kompleks want ons weet nie wat dit is nie, maar hoe gaan ons dit doen? Ons gaan ons leertjie metode gebruik. Ek gaan net 'n paar lyntjies hier aantrek, hulle is nie baie netjies nie, maar kom ons gaan. En ons gaan begin deel met ons kleinste priemgetal wat dan 2 was. En kan 2 daarin gaan? Ja, 450 keer. Kan 2 en 450 ingaan? Ja, eindig met 'n 0, so hy kan 225. Kan 202 en 225 ingaan? Nee, hy kan nie. Kan 3 daarin gaan? Nou weet ek of 3 in 'n getal in kan gaan. Jy tel al die getalle bymekaar. 2 plus 2 is 4. 4 plus 3 is 8, 2 plus 2 is 4. 4 plus daai is 5, skus. 4 plus 5 is 9. Kan 9 gedeel word deur 3? Yes, dit kan. So nou weet ek dat 3 daarin kan gaan. En 3 gaan daarin 75 keer. Kan 3 en 75 gaan? Ja, want 7 plus 5 is 12. Kan 12 gedeel word deur 3? Yes. So ek kan 3 daarin deel. Kan 3 en 25 ingaan? Ons weet kan nie, maar kom ons kyk of dit nou waar is. 2 plus 5 is 7. 7 kan nie deur 3 gedeel word nie. So 3 kan nie in 25 ingaan nie, maar 5 gaan nou in 5 keer. 5 gaan in 25 in, 5 gaan in 5 in 1 keer. En dis waar ons eindig. So kom ons maak bietjie skoon hierso. Ons maak dit net bietjie netjieser. Okay. So daar's al my priemfaktore wat ek gedoen, of die produk van die priemfaktore wat ek nou gaan neerskryf in hierdie wortel. So is 2 tot die mag 2, want daar's 2 tweeetjies, daar's ook 2 drietjies, en daar's ook 2 vywe. Okay, so daar's die produk van my priemfaktore wat ek in my wortel geskryf het. Nou die belangrike deel is by 'n wortel is daar 'n invisible 2 wat hier buite staan. Okay. Nou dit moet jy altyd onthou, daar's 'n deurskynende of ja, 'n invisible 2, kom ons praat maar Engels. Okay, so wat ons nou gaan doen om hierdie priemfaktore in se wortels te kry, ons gaan elke eksponent, hierdie eksponent gaan ons deel met daai rooi 2 wat daar buite was. Okay, en so gaan ons nou die 3, sy eksponent, deel met daai rooi 2 wat daar buite was. En so gaan ons ook die 5 se eksponent deel met daai rooi 2 wat daar buite was. Okay, en dit gee nou vir ons eintlik die oplossing, want 2, en wat is 2 gedeeld deur 2 is 1, en wat is 2 gedeeld deur 2 is 1, en wat is 2 gedeeld deur 2 is 1, so hier staan 2 maal 3 wat 6 is, 6 maal 5 is 30, so die vierkantswortel van daai 900 is 30. So is eintlik baie eenvoudig. Kom ons, so hierdie wortels en hierdie leertjie metode is krities in enige bewerking wat ons gaan doen van 11 tot in graad 11, selfs 12, né? Kom ons vat bietjie meer kompleks. Ons sê, kom ons kry die derde magswortel van 'n getal met, wat hier gaan vat. Kom ons vat sommer 1, 7, 2, 8. My wortel is bietjie groot, bietjie kleiner maak. As hy. So ons moet die derde magswortel kry van 1, 7, 2, 8 sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Hoe gaan ons dit doen? Ons gaan ons leertjie gebruik. Okay. Nou ek gaan nou 'n paar getalle hier invul.
Gaan dit 'n bietjie meer netjies hou as net nou. Hoopelik pas hulle almal in. Kom ons kyk. Kom ons begin met 1728. Kan 2 daarin gaan? Ja, want hy eindig op 'n ewige getal, so hy kan daarin gaan 8, 6, 4 keer. Kan 2 daarin gaan? Ja, hy eindig op 'n ewige getal en dit is 432. Hy is bietjie makliker. Kan 2 daarin gaan? Ja. Hy gaan 216 keer daarin. Kan 2 daarin gaan? Ja, 108 keer. Kan 2 in 108 ingaan? 2 gaan in 150 keer en hy gaan daarin 4 keer, korrek. 2 gaan in 54 en 27. Kan 72, nee, nou kan hy nie in 27 ingaan. Ons sal nou moet gaan kyk of 3 daarin kan deel. Ons weet 3 kan daarin gaan 9 keer. 3 gaan daarin 3 keer. 3 gaan daarin 1 keer. Ek het baie mooi geskat. Kyk, kom ons maak bietjie skoon. So, ons trek hier af. Nou is dit lyk bietjie netjieser. Okay, nou gaan ons in hierdie derde magswortel gaan ons nou ons produk van ons priemfaktore skryf 2 en daar's 1, 2, 3, 4, 5, 6 2's en ons maal dit met die 3's. Daar was 3 3's. So ek het 'n groot wortel hierso. Kom ons maak 'n bietjie kleiner. Okay, nou gaan ons die derde magswortel uitwerk. Onthou hoe doen ons dit? Ons vat sy eksponent en ons deel dit. Nou staan nie meer denkbeeldige 2 buite nie. Daar's nou 'n 3. En so gaan ons nou ook ons 3 vat met sy eksponent en ons gaan dit deel met die 3 daar buite. Okay, dit klink baie maklik, want wat is 2, 6 gedeel deur 3 is net 2 en 3 gedeel deur 3 is net 1, so hier staan 4 maal 3 en dis gelyk aan 12 en as jy wil jouself toets, sê 12 maal 12 maal 12, omdat ons van derde magswortels gewerk het, gaan ons dit 3 keer maal en 12 maal 12 maal 12 is 1728 as jy jouself wil toets. Julle, so wat doen ek as ek 'n wortel kry en binne in hierdie wortel is 'n bewerking? Nou dis baie belangrik, wanneer ek daar 'n plus en 'n minus in die wortel sien, moet ek eers vereenvoudig. Ek moet eers die som doen. Ek moet sê 100 minus 64 is 36 en van daar af kan ek 36 se vierkantswortel nou uitgebruik. So as ons nou uitwerk, so as ek dit nou moet wys, dan sal ek weer die 36 hier sit, 2 gaan 36, 18, 2 gaan 18 en 9, 3 gaan in 9 en 3 keer, 3 gaan daar in 1 keer. So ek weet dan, as ek dit moet wys, hierdie is 2 tot die mag 2, maal 3 tot die mag 2, daar is 'n denkbeeldige 2 buite, so 2 gedeel deur 2 is 1, en dan 2 gedeel deur 2 is 1, so die antwoord is net 6. As jy dit moes bewys, as jy dit alles moet wys, anders kan jy net skryf 36. So ek gaan nou nie by almal dieselfde doen nie, ons gaan nou nie hierdie leertjie die hele tyd doen nie, wat ek wil net hê jy moet sien die verskil. Wat gebeur as ek 'n plus en 'n minus het? Moet ek eers uitwerk, soos ek gesê het. Ons werk eers hierdie uit, ons weet dit is 100, en die vierkantswortel van 100 is net 10, want 10 maal 10 is mos 100. Ek wil meer uitkom by die tweede gedeelte, waar daar nie 'n plus en 'n minus tussen my terme is nie, of tussen die getalle wat binne in die wortel is nie. Daar's 'n maal en 'n deel. Nou wat doen ek in die geval? Ek kan letterlik elkeen individueel gaan doen. En dis baie belangrik en dit verskil drasties van hierdie en hierdie, van die plus en die minus in die wortels. Want hier kan ek 6 se vierkantswortel is 36 se vierkantswortel is 6 en 64 se is 8, want 8 maal 8 is 64 en 6 maal 8 is mos 48. So 'n belangrike konsep, wanneer ek maal en deel, kan ek dit individueel doen. Okay, kom ons gaan na die laaste enetjie toe. Hier's 'n belangrike konsep, wanneer ek 'n deelteken sien, gaan skryf dit eerder as 'n breek. 9 gedeel deur 9, 100 gedeel deur 9 is eintlik 100 op 9. En nou wat ons nou gesê het, as ek 'n plus, as ek 'n maal en 'n deel sien, kan ek dit individueel doen. En wat is die vierkantswortel van 100? Dis mos net 10, want 10 maal 10 is 100. Vierkantswortel van 9 is net 3. En as jy dit is voldoende vir my, maar as jy dit in 'n gemengde breek moet skryf, 3 gaan in 10 in 3 keer, en dan bly daar enetjie oor en ons hou die breek.
Kom ons doen nog ietsie bietjie moeiliker en ons gooi 'n lot onbekendes in. So kom ek vee net al hierdie goedjies uit. Vee net die alles uit. En ek gebruik iets soos dit. Ek sê vir myself, hier's 'n vierkantswortel. Ek gaan nou maar die denkbeeldige tweetjie hier buite sit. Né? Hy is nie daar nie, maar ek gaan met hier by sit vir nou en ek sê 4a kwadraat plus kom ons sê 5a kwadraat. Okay, so dis 'n bietjie ietsie meer kompleks. So dit sê 4a kwadraat en dan sal nog 5a kwadraat. Nou ek en jy weet, ons moet die som eers doen. 4a kwadrate plus 5a kwadrate is mos eintlik net 9a kwadrate. So net hulle bymekaar getel. Okay? En nou dink 'n bietjie, kan ek die vierkantswortel kry van 9? Ja, dis 3, want dis, né? En wat is die vierkantswortel van a kwadraat? Onthou wat het ons gesê? Ons vat die 2 aan die binnekant en ons deel hom met die 1 aan die buitekant. So eintlik wat dit is net a tot die mag 1 wat net eintlik 3a is. Dis nou vir bietjie later die jaar, maar ek wil net so bietjie meer vir ons bietjie moeiliker goedjies gee om te doen. Ek het byvoorbeeld 'n x hierso tot die 3de mag. Wat sal sy antwoord wees? Eintlik maklik. Jy vat die eksponent binne en jy deel hom met die eksponent buite, so dit is net x tot die mag 1. Wat van so iets? 5de magswortels, genigtig. En y 15. Dit lyk baie taai, maar wat ons nou weet is, ons vat die eksponent binne, ons deel hom met die eksponent buite, ons vat die eksponent binne, en ons deel hom met die eksponent buite. So wat is hier die antwoord? X tot die mag 2, y tot die mag 3. Julle, so hier het ek 'n paar bewerkings en ek het dit, ek wil net, jy moet net hierdie konsep mooi verstaan, hè. So ek het nou ietsie gemerk, onthou hier is mos 'n denkbeeldige 2. Nou wanneer ek iets kwadreer, dan gaan hierdie kwadrate en hierdie eintlik uitcancel, so die wortel as sulks kanselleer uit. So ek kan sê, die vierkantswortel van 121, as ek hom kwadreer, is dit net 121. As dit vir jou moeilik is, gaan skryf dit 2 keer oor. Soos hier het ek nou eintlik gesê, hierdie is wortel 5 en hy kwadreer. Nou, so as dit nou vir jou moeilik is, doen dit eerder so, skryf die wortel 2 keer. Moet ek dit uitvee. So wat ek nou gedoen het, ek het hom in plaas van gekwadreer net 2 keer geskryf. So wat is wortel 5 maar wortel 5? Kom ons kyk na iets makliker. Wat is wortel 4 maar wortel 4? So wortel 4 maar wortel 4, die antwoord sê mos 2 maal 2, so is net gelyk aan 4. So ek kan eintlik sê, ek gee die uitvee, as wortel 4 maar wortel 4 is, dan kan wortel 5 maar wortel 5 net 5 wees. So kan ek ook sê, dat wortel x maar wortel x net gelyk is aan x. En wortel 7, wat ek nie eens weet wat dit is nie, en wortel 7 is gelyk aan 7. So daar's so wortels kanselleer eintlik mekaar uit, die kwadraat of die kwadraat, of as ek hom met homself maal, kanselleer net eintlik die wortels uit. Nou hier's 'n bietjie van 'n moeiliker konsep, né? Want ek weet nie wat die vierkantswortel van 2 nie, en ek het gesê ons kan dit so apart doen. En ek weet nie wat die vierkantswortel van 50 nie, maar wat ek kan doen is, ek kan daai 2 getalle met mekaar maal, want 2 maal 50 is 100, en ek weet wat die vierkantswortel van 100, dit is weer 10.